Is jou brug veilig? Of het jy dalk 'n vals vertroue dat jy oor sal gaan na die ewige heerlikheid? Vriende, ons vind hier 'n dramatiese draaipunt in die Filippense brief. Paulus skryf: Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. Waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsnyding. Soos gesê, hier is 'n dramatiese draaipunt en verandering. Want jy sien, tot hiertoe in die Filippense brief was Paulus eintlik geweldig positief, diplomaties en aanmoedigend. Maar hier skielik kry ons nou 'n ernstige waarskuwing in die sterkste moontlike taal. En wat verder vreemd is, dis 'n snaakse kombinasie hier. Want Paulus herhaal die oproep tot blydskap, maar dan in dieselfde asem doen hy 'n striemende, sterk aanval op die dwaalleraars. En hy noem hulle honde. Wel, dis duidelik, hier is iets baie belangrik wat Paulus aan die gemeente en ook aan my en jou wil oordra. En ek en jy moet maar mooi luister en goed aandag gee. Want weet jy, dit gaan eintlik hier oor die hart van Christendom. Oor die groot vraag, op wie of wat vertrou jy regtig? Waarop of op wie bou jy jou hoop om eendag in vrede voor God te kan gaan staan? Anders gestel, wat dink jy regtig is die werklike rede waarom God jou in sy ewige koninkryk sal toelaat? Wat of wie is jou brug? En is dit 'n veilige brug? Kom ons kyk 'n bietjie wat sê Paulus. Nou, hy hak aan hier by sy deurlopende tema wat ons nou al goed ken: wees bly in die Here. En dan sê hy om dieselfde dinge vir hierdie gemeentelede te skryf is nie vir hom moeite nie, want dit gee vir hulle vastigheid. Nou, wat bedoel Paulus met dieselfde dinge? Wel, hy het reeds in hoofstuk 2 vers 17 en 18 die opdrag gegee dat hulle in die Here moet verbly. Kom ons luister net weer daarna. Vers 17, maar al word ek ook as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my en verbly ek my saam met julle almal. Nee, hy praat hier van sy gevangenskap, sy lyding in die tronk, in terme van 'n drankoffer wat uitgegiet word. En dan vers 18, die opdrag, verbly julle ook so. Ja, verbly julle saam met my. En nou herhaal Paulus die opdrag hier om bly te wees. So, dit sou dus vanselfsprekend wees dat dieselfde dinge na hierdie opdrag tot blydskap verwys. Dis asof Paulus wil sê, ek kan dit nie te veel beklemtoon nie. Blydskap is nie net 'n randsaak nie. Dis deel van die essensie van die Christen se belewenis. Let wel, die blydskap oor allerhande baie lekker dinge nie, maar spesifiek in die Here, 'n blydskap spesifiek
oor Jesus Christus, oor wie hy is en wat hy gedoen het. Maar dis ook moontlik dat hy met dieselfde dinge verwys na vorige mondelingse waarskuwings teen die valse leraars wat weer die besnydenis wou invoer. Nou ons praat van hierdie valse leraars as die Judaiseerders. Nou hulle was dwaalleraars wat Christene wou verplig om hulle te laat besny. En nou is die vraag, waarom gaan Paulus so erg te kere oor hierdie vals leraars? Wat is dan nou die gevaar van die besnydenis? Ons weet tog, dis 'n teken van God se verbond met Abraham. En ons moet 'n bietjie mooi hieroor nadink. Inderdaad, besnydenis lyk so onskuldig. Inteendeel, dit kan lyk na 'n daad van buitengewone opoffering en toewyding, want ons weet, dit het tog met pyn gepaard gegaan. Dit lyk vroom en godsdienstig. Waarom is dit vir Paulus so erg? Hoekom raak hy eintlik so kwaad hieroor? Luister net weer. 3 keer herhaal hy hierdie waarskuwing. Waak of pas op vir die honde. Waak, pas op vir die kwaadstokers. Waak, pas op vir die afsnyding. Paulus gebruik baie sterk taal om hierdie dwaalleraars te beskryf. Hy gebruik die woord honde. En nou moet jy nou nie dink aan jou Jack Russell of jou Chihuahua van vandag nie. Honde was destyds maar vreeslike goed. Dink nou maar aan die honde wat die bose koningin Isebel se lijk opgevreet het. Mens kan ook nog ander voorbeelde seker noem. Die punt is maar net, om mense honde te noem was 'n baie erge, sterk belediging. En Paulus sê, hierdie dwaalleraars is honde. Paulus noem hierdie valse leraars ook kwaadstokers. Hulle maak moeilikheid in die gemeente, hulle saai onmin, hulle verwoes mense se geloof, want hulle vat die vertroue op Jesus alleen weg. En dan gaan Paulus nog verder om sy afkeer hier uit te spreek oor hierdie lering wat nou van die Christene gevra het om hulle weer te laat besny. Hy noem die besnydenis afsnyding of versnyding. En ons kry eintlik hier 'n baie subtiele woordspeling as mens na die Grieks kyk. Die Griekse woord vir besnydenis is peritome en Paulus gebruik die woord katatome wat hierdie konnotasie van verminking impliseer. En dit lyk asof dit 'n algemene probleem was in die vroeë kerk, maar ons kry ook die naspeling in vandag se lewe nog daarvan. Hierdie selfde gevare kry ons vandag ook. Maar Paulus skryf byvoorbeeld ook in Galasiërs 5 baie sterk hieroor. Vers 11 sê hy, en ek broers, as ek steeds die besnydenis verkondig, waarom word ek dan nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis immers uit die weg geruim. Sien, hy stel die lering van besnydenis direk in oppositie teenoor die kruisboodskap. En dan maak hy hierdie geweldige uitspraak in vers 12. Ek wens diegene wat julle so opstandig maak, dit is nou deur hierdie valse leer, wil hulle self volledig laat ontman. Weereens, Paulus gebruik eintlik baie cru, sterk taal. Hy sê hierso, as die mense dan nou so erg is oor die besnydenis wel, laat hulle dan nou sommer alles afsny. Baie sterk. Want is 'n ernstige saak. So kom ons vra ons, waarom is die kwessie van die besnydenis vir Paulus so ernstige saak?
En dan ook, wat is die koneksie met die opdrag om bly te wees in die Here? Hoe kry ons hierdie twee sake bymekaar? Om dit te besef of te verstaan, moet ons weet en net weer onthou, die mens is 'n diep, hoogmoedige, selfvoldane, trotse, eie geregtige wese. Daarmee bedoel ek, ons as mense is geneig om op ons eie prestasies, ook ons godsdienstige en morele prestasies staat te maak en te roem. En ja, selfs onder die skyn van opoffering, van vroom en godsdienstige rituele, kom dit daarop neer dat ek eintlik op myself vertrou en nie alleenlik op die genoegsame offer van die Here Jesus nie. Dit kom maar weer daarop neer. Ek probeer myself red. En dit kan nou verskeie forme aanneem. Verskeie soorte wette, of dit nou is deur nie varkvleis te eet nie, of die wette rondom die Sabbat of die nuwe maand te onderhou, of dan nou, soos in hierdie geval, die besnydenis te ondergaan. Dit is terloops alles opdragte van die ou verbond, van die Mosaïese wetgewing. Ons leef nou in die tyd van die nuwe verbond. In die nuwe verbond is Jesus se offer aan die kruis vir ons genoeg. Jesus se offer is genoegsaam. Om nou weer op uiterlike rituele van die ou verbond staat te maak, beteken eintlik dat ek die offer van Jesus, die eenmalige genoegsame offer van Jesus minag. Maar nou miskien sal jy sê, ja, ek is nou regtig nie gepla oor die besnydenis of die Sabbat nie, so ek is nie seker hieraan skuldig nie. Weer eens, hierdie saak van eie geregtigheid, van selfredding, kan baie forme aanneem. In ons konteks is dit nie altyd dinge so Sabbat of besnydenis wat vals vertroue skep nie. Nee, kerkmense loop die gevaar om hulle vertroue op ander mooi gebruike of prestasies te stel. Ek voel daarom ek is op die regte pad, want ek gee gereeld my bydraes vir die kerk. Ek is tevrede met myself, want ek leef ons nou daarom 'n mooi voorbeeldige lewe. Ek slaan nie my vrou nie, of ek loop nie rond nie, ek is nie besig met bedrog nie. Of ek kan my vertroue stel op my afkoms. Mense hoor, baie keer mense sê, ja, my ouma was 'n baie groot Christen. Nou, dis natuurlik als mooi dinge. Dis nie verkeerde dinge nie. Maar om jou vertroue op hierdie dinge te stel, dit is dwaas. Want hierdie prestasies, hierdie mooi feite, gaan jou nie red nie. En dis nou weer waar die saak van blydskap inkom. Ware blydskap is alleenlik moontlik as ek volkome op Jesus vertrou en nie op my eie prestasie of vermoëns nie. Vertroue op my eie afkoms, my eie prestasies, my godsdienstigheid, hoe mooi en vroom dit ook al mag wees, gaan my altyd in onsekerheid laat. Hoekom? Want ek gaan nooit weet of ek goed genoeg gedoen het nie. Ek gaan nooit weet of ek goed genoeg is nie. Want menslike prestasies, hoe mooi ook al, is altyd onvolmaak.
Dink 'n bietjie daaroor. Paulus kom dan by die kern van die saak uit in vers 3. Want ons is die besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie. Dink net 'n bietjie weer na die geheel van ons geleese gedeelte tot dusver. Kyk na die vloei van Paulus se argument. Hy begin met 'n opdrag weer tot blydskap. Dan gaan hy oor na 'n waarskuwing, 'n ernstige waarskuwing teen die vals leraars wat weer die besnydenis wou invoer. En nou gee hy 'n definisie van wie is God se ware mense. Wie behoort regtig aan God? Wie kwalifiseer om sy volk te wees? Sy volk in die konteks van die nuwe verbond. En net so terloops, dit is nie die moderne staat Israel nie. So wie is dit? Dis mense wat God deur die Heilige Gees dien en nie deur uiterlike rituele en voorskrifte nie. God se volk is nou mense wat die godsdiens van 'n nuwe hart beoefen. En dis alleenlik moontlik deur die groot gawe van die nuwe verbond, naamlik die Heilige Gees. In die nuwe verbond stort God sy Heilige Gees in ons harte uit en hy maak ons van binne af nuut. En wie is hierdie nuwe mense wat die gawe van die Gees ontvang? Dis mense wat alleenlik op Jesus roem. Dis mense wat opreg vertrou en opreg kan bely. Jesus se offer is my enigste hoop. Jesus se kruisdood en opstanding is vir my genoeg. Dis mense, om dit dan nou negatief te stel, wat nie op uiterlike, liggaamlike prestasies vertrou nie. Dit is so belangrik om dit te besef. Waar pas jy in? Vertrou jy op Jesus alleen of nog op een of ander uiterlike prestasie? Paulus gaan dan verder, hy maak hierdie beginsel op homself van toepassing. Jy kan self verse 5 en 6 gaan lees, daar noem hy 'n klomp menslike prestasies waaroor hy sou kon spog. Ja, want hy is uiteraard as Jood mons besny en hy het die regte afkoms gehad en hy het 'n goeie morele lewe gehad en hy was baie toegewyd. Maar hy besef al hierdie dinge tel niks nie. En dan gaan hy verder en hy verduidelik dat Jesus sy enigste bate geword het. Dis net Jesus wat tel. Vriende, die boodskap vir ons elkeen is baie duidelik. Vertrou alleenlik op Jesus en dit wat hy vir jou gedoen het. En daarmee saam, vind jou vreugde in Jesus self en nie in jou beste morele prestasies of jou goeie gevoelens of bedoelings nie. Paulus beklemtoon eintlik net weer hier die dinge wat regtig saak maak. Jy sal onthou daar in Filippense 1 vers 10 was dit sy gebed vir die Filippense dat hulle sal kan onderskei
die dinge wat regtig saak maak. Dit waarop dit regtig aankom. En wat is dit? Dis die suiwer evangelie. Suiwer, maar eenvoudig, die evangelie van Jesus se volmaakte offer, wat ons net lei tot dankbare toewyding. Liefde vir hom, liefde vir mekaar. Dit gaan in hierdie gedeelte oor ware vertroue teenoor vals vertroue. Oor vertroue op God se genade in Jesus alleen, of vertroue eintlik maar op myself en my eie prestasies. Kom ons ondersoek ons harte weer. Is Jesus werklik my alles? Is Jesus werklik vir my alles oortreffend kosbaar? Is Jesus my enigste bate waarop ek roem? Kan ek saam sing, leeg met my sonde las, hou ek u verdienste vas. Paulus rig hier 'n ernstige waarskuwing. En hierdie waarskuwing spreek ons eintlik almal aan. Want weet jy, dit is moontlik dat 'n mens eens op 'n tyd jou volkome vertroue op Jesus geplaas het, maar so met die tyd geleidelik al meer op jou eie prestasies begin vertrou het. En in een teken daarvan is dat ek myself al meer met ander mense vergelyk en dat ek dink ek verdien daarom meer genade as hulle. Dan begin ek my hoop op myself plaas. Die oplossing is, keer weer terug na die Here Jesus alleen. Gryp hom vas, sy verdienste. Hy self is die resep vir vastigheid, sekerheid en evangeliese blydskap. Ja, Jesus self is die enigste veilige, betroubare brug na die ewige heerlikheid. Amen.